Goeiemôre Suid-Afrika. Dit is Woensdagoggend, die 8ste April en dit is op die oomblik 3 uur in die oggend Suid-Afrika tyd in die tyd wat ek hierdie video maak. En daar is breaking news vir die Iran-oorlog. President Trump het sopas aangekondig na Iran op die laaste minuut 'n versoek gestuur het deur Pakistan om nie 'n strike te doen nie, dat hulle sal die Strait of Hormuz oopmaak en daar sal onmiddellik 'n twee-sided ceasefire wees vir die volgende 2 weke ten minste. Dit beteken nie een van die twee kante, Amerika en Israel, of Iran sal strikes doen op die ander een nie, vir 2 weke om die partye kans te gee om die finale deal uit te stryk, punte te check en dan te sign. President Trump het baie duidelik gestel dat die Amerika het hulle objectives bereik in terme van konvensionele objectives, militêre objectives. Dis nou in Iran se kant om daai stryd oop te maak en hulle kan van die deal buite kom, en as hulle dit nie wil doen nie, dan gaan hulle strike en dis klaar. So net voor die sperdatum verby is, wat hy vir hulle gegee het hulle gekom vorentoe met hulle kant af, met 'n deal wat president Trump sê, hy is optimisties, maar hy het alle opsies nog steeds op die tafel. Geen magte gaan weggetrek word waar hulle is op die oomblik nie. Hulle bly op 'n gereedheidsvlak. As Iran net eenvoudig enige iets skiet in die rigting van sy buurlande of Amerikaanse teikens, dan sal daar volle stryk op hom kom. Dan gaan daar vol geretaliate word, soos daar oorspronklik beplan is. Intussen het ons gister gesien hoe Iran sy eie populasie ingespan het, vrouens en kinders, meestal vrouens en kinders, om bo op brugte en om kragstasies saam te trek, om te verhoed dat Amerika hulle strike, om dit te gebruik as 'n propaganda tool, so as Amerika hulle strike, om te sê, kyk hoe skiet Amerika die vrouens en kinders. Tipies wat hulle is, die radikale moslim regime. En ek wonder ook wat 'n storie hy vir daai mense gespin het om hulle te kry onder dwang om daar te gaan staan. Want as jy kyk op die brug waar hulle staan, en lyk dit of hulle daar is want hulle daar wil wees. So, hulle weet nie alles wat op die internet aangaan nie, hulle weet dalk nie alles van die strike wat kom op daai plekke nie, en hulle daar gaan deelneem aan iets wat vir hulle gesê is om deel te neem. En jy weet ook hoe die populasie onderdruk word in die laaste klomp jaar, so hulle is ten toe aan daar onder drang gewees, en bang hulle gaan geskiet word as hulle dit nie doen nie. So, die mense kan 'n sig van verligting bring, almal om die wêreld. Nadat daai afkondiging gemaak is, het die olieprys sommer gedrop met 15%. Onmiddellik. So, en ek vermoed hy gaan nog verder drop en nog verder drop. Hooplik gebeur dit nou dat hy verder sal bly, maar hulle moet ook verstaan, president Trump het die reg om onmiddellik terug te slaan as enige iets uit Iran uitgeskiet word. Ek is nie seker of hy of Iran gaan beheer kry oor Hezbollah nie, want Hezbollah kan goed ook jeopardize vir hierdie peace talk. So, dis 'n ceasefire aan al twee kante. Daar word niks op mekaar geskiet vir die volgende 2 weke nie. Juis om dan die negotiators kans te gee om hierdie deal wat Iran voorgestel het, deur te draf, seker te maak almal is happy daarmee, en dit word aangesign. Dit kan beteken, dis die einde van alles. Net so, die einde van alles. Maar, dit beteken nie dat daar nie toekomstige strikes op Iran sal wees as hulle enige iets van die deal verbreek of as hulle net probeer speel vir tyd nie. So, dit is waar ons staan op die oomblik. Op 'n knife edge nog steeds, maar 'n sig van verligting en goeie nuus veral vir die mense van die populasie van Iran wat regtig swaar sou gelê het onder 'n groot strike deur Amerika. Want hulle regering het nie meer saak met hulle nie. So, ek is Morne Botha, koppelkorrespondent vir Koppel TV van hier uit Amerika uit, en dis laat aan by my en vroegoggend by julle op hierdie Woensdagoggend. Sien julle later met enige verdere updates. Goeienaand.